Hallo en welkom. In hierdie week verken ons Kersfees deur die oë van iemand wat bid, deur die oë van Anna. En ons lees maar net 3 verse oor haar in die Bybel. En tog bied sy vir ons so 'n sterk voorbeeld van hoe om op die Here te wag. Lees saam met my vandag se skrifgedeelte. En daar was Anna, 'n profetes, die dogter van Faniel uit die stam van Aser. Sy was op baie ver gevorderde leeftyd en het van haar maagdom af 7 jaar lank met haar man saamgelewe. En sy was 'n weduwee van omtrent 84 jaar. Sy het nie weggebly van die tempel nie en met vaste en gebede God gedien, nag en dag. En sy het in dieselfde uur daar gekom en die Here geprys en van hom gespreek met almal in Jerusalem wat die verlossing verwag het. Gister het ons verken hoe Anna se wag nie passief was nie, maar aktief. Ons sien dit hoe sy gewag het saam met ander in die tempel, haar geloofsgemeenskap en ook in die beoefening van geestelike praktyke. En deur haar aanbidding, haar gebed en haar vas, sien ons hoe sy Jesus raak sien toe hy sy opwagting maak. En nadat Anna Jesus sien en die Here vir hom dank, praat sy met blydskap met almal wat uitgesien het na die verlossing van Jerusalem. Haar wag op die Here lei na haar wag op ander. En oral om ons is daar mense wat desperaat is, op soek is na verandering, na hoop. Hulle leef saam met ons in ons woonbuurte, hulle werk saam met ons. Dalk is hulle deel van jou vriendekring. En in hierdie tyd van Advent, wat kan ons by Anna leer om ook op ander te wag? So in die eerste plek, deel sy haar vreugde met ander wat soos sy uitgesien het na die verlossing van Jerusalem. Sy is ingestel op die beloftes van die mens, van die behoeftes om haar. Sy luister lank genoeg om te weet met wie sy dit moet deel. Dit is so anders as wat ons soms sien op sosiale media, wanneer ons onsself die reg toeëien om mense ongevraagd te vertel wat hulle moet doen en nie moet doen nie. Kyk, dan kom ons oor as arrogant, beterwetend, liefdeloos. Dit vra tyd om weer eens geduldig te wag, om mense so te leer ken, dat hulle jou storie wil hoor. Dan tweedens, wat Anna doen is, sy deel net haar storie. Sy steek nie 'n preek af nie, sy deel wat sy self gesien en ervaar het. Mense reageer tot stories, ons is gewire vir stories. Van kleins af wil ons dieselfde stories oor en oor hoor. Ons lees so in 1 Petrus 3, wees altyd gereed om 'n antwoord te gee aan elkeen wat van julle 'n verduideliking eis oor die hoop wat in julle lewe. Maar doen dit met beskeidenheid en met eerbied vir God. So wat sou jou antwoord wees as iemand jou sou vra in hierdie tyd, met wat se hoop leef jy? Nou in die kerk waarin ek groot geword het ons baie keer dienste gehad waar iemand in die plek van 'n preek hulle lewensstorie sou kom vertel. En ek het dikwels gesit en geluister. En ek onthou een keer was daar 'n man wat kon vertel het hoe hy eens 'n baie suksesvolle besigheidman was, gelukkig getroud met kinders, maar hoe sy lewe in elke opsig vernietig is deur sy sonde. Nou hy was 'n goeie storieverteller. Hy het mense laat snak na hulle asem, hy het hulle laat lag. Hy het mense in trane gehad toe hy vertel van die verandering van sy lewe, van God wat sy genade op hom uitstort en hom vergewe. Nou ek het so geluister en ek was saam met hom dankbaar vir die verandering in sy lewe, maar het my ook laat wonder, hoe sal mense ooit na my storie van hoop wil luister? Want in vergelyking is my storie maar dalk braaf vervelig. Ek was die hoofseun tipe, al my eie huiswerk en ander se huiswerk gedoen het. Ek het nooit in die moeilikheid gekom nie. Maar soos wat ek met die Here hieroor begin praat het hy my daaraan herinner dat in die verhaal van die verlore seun, is dit ook die verhaal van die verlore ouer broer. Die Here wou my storie gebruik om mense bewus te maak dat God nooi ons om oop te maak vir hom, om te laat gaan van ons eie ingesteldheid om God se liefde en genade te probeer verdien. En so kan elkeen van ons jou storie ander mense help, ander mense dien. So kan ek jou nooi om vandag in jou tyd van stilte en gebed vir die Here met hom te praat oor jou storie, saam met hom. Waar het jy die Here al onlangs
in jou lewe gesien werk. En praat dan ook met die Here oor hoe jy met geduld en met respek ook ander kan dien met jou storie. Wanneer ons stories van hoop deel, gaan dit nie oor ons nie. Dit gaan oor die Here. Dis maar eintlik soos een bedelaar wat vir 'n ander vertel waar om brood te kry. So dit gaan nie oor die regte antwoorde of om al die antwoorde te hê nie. Uiteindelik is die rede vir ons hoop die Here, die koms van Christus. Nou in sommige kerke word daar op die eerste Sondag van Advent 'n kers aangesteek wat hoop simboliseer. En Anna se lewe herinner ons dat God sy beloftes nakom, dat hy ons ontmoet soos wat ons wag. Die hoop waarmee ons leef is meer as wensdenkery. Dis die vaste vertroue dat God is goed en getrou. Mag God ons lei om aan hierdie hoop vas te hou en ook hierdie hoop te deel. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die werking in ons lewe. U wat bly klop vir ons om oop te maak. Dankie dat U op ons wag, dat U nie moeg raak om te wag nie. En Here, soos wat ons ook die vreugde van U liefde en die genade in ons eie lewe beleef, help ons om ook ander te dien, op hulle te wag met respek en met liefde. Here, en wanneer ons praat ook oor U werking in ons lewe, gee ons die moed om dit te kan doen. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.